Verder, wanneer julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, wanneer jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. Gerard, wil jy nie vir my al die ander kanale behalwe myne mute nie, asseblief. Ons is in Jesus Stories, deel 87. As jy nou nog nie hier was nie, ons praat oor Jesus. Ons praat oor wat hy gesê het en wat hy gedoen het. Want dit is hoe ons hom leer ken. Dis hoe jy enige iemand leer ken, is om te kyk na wat hy gesê het en wat het hy gedoen. En wat het Jesus gesê en wat het hy gedoen? Net wat sy Vader gesê het en net wat sy Vader gedoen het. Wanneer hy jou red, wanneer hy jou nuut maak met 'n begeerte vir hom, wat sy werk in jou lewe is, dan word jy 'n disipel van Jesus. Die woordjie disipel beteken volgeling, maar dit beteken ook leerder. Jy word 'n leerder en jy gaan nooit graad vang nie, want God is groter as jy. Hy redeneer waar jy nie eers kan bykom nie. Ons arriveer nooit nie. Dis die briljantste plek waar jy jou lewe kan wees. Jy's altyd soekend en altyd honger vir meer en die enigste een wat jou kan bevredig is hy. Want jy's 'n leerder. Jy bly 'n leerder. Hou dit altyd in gedagte. Toe ek hierdie stuk van hierdie week lees en ek mediteer op hom en ek werk bietjie deur hom en wat gaan ek vanoggend sê, het hierdie woorde die hele tyd by my gebly. Tyd spandeer bepaal karakter. Tyd spandeer bepaal karakter. Jou persoonlikheid is iets waarmee jy gebore word. Jou natuurlike manier van optree is iets waarmee jy gebore word. En hier's nie een persoonlikheid hier wat dieselfde is nie. Soos jy 'n fisiese vingerafdruk het van almal wat verskil, het jy emosionele vingerafdruk en ons almal verskil. Maar jou karakter is 'n aangeleerde manier van optree. Dis die goed wat jy aanleer in jou lewe om te doen. En dit kom van jou omgewing af en die mense waarby jy is, met wie jy jouself omring. Dis wie jou karakter vorm. Jy is nie so seer in beheer van jou vorming van jou eie karakter as wat jy slegs in beheer is van waar jy en saam met wie jy tyd spandeer nie. Ons smeer outomaties op mekaar af. Omstandighede en mense smeer op jou af en jy het nie vreeslik beheer daaroor nie. Waar jy beheer het is of jy kies waar is jy en waar tussen wie is jy. So die mense by die werk smeer op jou af, jou vriende smeer op jou af, jou familie smeer op jou af, jou man en jou vrou smeer op jou af, jou kinders smeer op jou af, jy smeer op hulle af. Dis 'n outomatiese ding wat gebeur, net omdat ons in mekaar se teenwoordigheid is. 'n Baie praktiese voorbeeld, as jy die heeltyd by mense die heeltyd is wat soos matrose vloek, nie lank nie, dan vloek jy ook, so tussenin. As jy die heeltyd tussen mense is wat skinder, nie lank nie, dan skinder jy ook. Dis 'n karaktereienskap, skinder. As jy die heeltyd saam met positiewe mense is, naderhand raak jy ook positief. Begin jy ook die positiewe goed raak sien. Ek het hier een vriend wat baie hoog Afrikaans die heeltyd gepraat het. Hy het nooit sy taal gemeng nie. En dan, as ek by hom gekom het, dan het ek ook probeer om nooit my taal te meng nie. Want ons vryf op mekaar af. Dis net hoe dit is. Ons smeer op mekaar af. En dit vorm jou karakter. Dit vorm wie jy is, dit vorm wat jy sê en hoe jy doen. Dit vorm die manier hoe jy dink. En dit bepaal uiteindelik hoe jy elke dag die lewe doen. Dis hoekom ons daai Afrikaanse gesegde het wat sê meng jy met die semels en die varke vreet jou op. Want dit is net hoe dit werk. Ons smeer op mekaar af. Jy het nie regtig beheer daaroor nie. As jy vanoggend hier nee, wat niemand smeer op my af nie, dan moet jy regtig ophou om saam met jou hoogmoedige mense te kuier. Want jy is te hoogmoedig. Ons smeer op mekaar af. Dis net hoe dit is. En al wat keuse wat jy het is saam met wie spandeer ek tyd. En dit presies dieselfde is waar van jou verhouding met die Here. Dis waantoe hy ons red as hy ons red.
As hy 'n nuwe begeerte in my en jou sit, dan begeer ons hom om saam met hom tyd te spandeer, om by hom te leer en by hom te hoor, want ek word ook 'n leerder. En so vorm dit my manier van dink, en uiteindelik vorm dit goeders wat ek begin doen en sê, wat dieselfde is as wat hy sou gedoen en gesê het. Dit raak so, jy kan nie bestry nie, as jy in 'n gelukkige huwelik is, en jy en jou vrou ken mekaar werklik, en julle kan julle self wees by mekaar, dan begin julle naderhand soos mekaar dink. As jy iets sien in 'n winkelsentrum, dan dink jy, ek weet hoe gaan my vrou nou reageer. Dis net hoe dit is, want ons smeer op mekaar af, en met die Here is dit dieselfde. Sy karakter begin op jou afsmeer, en voor jy jouself kry, dis ook op Paulus geskryf, het Romeine 12. Moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk raak nie, maar word vernuwe deur julle denke te vernuwe. Met ander woorde, om sy karakter aan te leer. Nou wat het hierdie met gebed uit te waai? Dankie dat julle vra, ek het geweet julle wil weet. Ek het geweet. Wat het hierdie met gebed uit te waai? Alles. Tyd spandeer. Dis wat gebed is. Is tyd spandeer. Dit gaan oor gebed en tyd spandeer saam met die Here. En dis wat jou karakter ontwikkel. Om meer soos hy te lyk, om meer soos hy te begin dink, om meer soos hy te begin doen. Dis tyd spandeer. Weet jy hoeveel tyd het Jesus self saam met sy Vader spandeer? Konstant, op 'n konstante basis. Volgens sy opskrif van die gedeelte wat ons lees is wanneer jy bid, en net om vinnig almal op dieselfde bladsy te kry, is ons in Jesus se bergpredikasie. Ons is besig om te praat oor al die highlights van al die preke wat hy ooit gepreek het, ingedruk in een preek in Matteus 5, 6 en 7. En ons is in Matteus 6, ons gaan nou al vir die tweede week in Matteus 6, laasweek het ons begin, waar Jesus gesê het, moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom nie. En jou godsdienstige pligte is die goed wat ons doen, wat ons persoonlik in ons verhouding met hom doen. Dit het niks te doen met jou goddelike karakter en die integriteit daarvan, wat jy aanleer by hom, jou geduld en jou vriendelikheid, jou vrug van die gees wat jy aanleer, en die mense om jou beleef dit nie. Dis nie godsdienstige pligte nie, dis die vrug van God wat in jou lewe werk. Dit het hy vir ons gesê, moet ons uitsaai. Maar jou persoonlike, intieme oomblikke saam met die Here. En hy praat van 3 in Matteus 6. Hy praat van gee, dis 'n saak tussen jou en die Here, en niks met niemand anders te doen nie. Hy praat van gebed vandag, en hy praat oor vas, waar ons later gaan praat. Gee, hoe jy jou verhouding met die Here uitleef teenoor ander. Bid, hoe jy jou verhouding uitleef teenoor die Here, wat jy sê jou God is. En vas, hoe jy jou verhouding met die Here uitleef teenoor jouself. En dis waaroor hierdie gedeelte gaan, en hy leer ons hoe om dit reg te doen. So jy gaan ook vanoggend ietsie hoor wat jy dalk gaan 'n bietjie ontstel, wat jy nie regtig geweet het of besef het nie, of dalk gaan jy vanoggend bevestiging kry. Maar moet asseblief nie die ou langs jou pomp in die ribbes met jou elmboog en sê, hoor jy nie? En jy is hier vanoggend om hierdie te hoor. Jy is hier vanoggend. So, hierdie gedeelte gaan oor wanneer jy bid. Nou wat baie interessant was, Jesus se disippels was Jode, van kindsbeen af is hulle geleer om te bid soos 'n Jood. Nou as jy die Joodse tradisie gaan opswaat, hulle het 'n gebed vir alles gehad. Hulle het 'n gebed as daar troue opkom. Hulle het 'n gebed as die plumbing nie werk nie. Hulle het 'n gebed as die kos te min is. Hulle het 'n gebed vir alles. Hulle het gebede gaan skryf en dan het hulle dit uitgedeel en dan het jy dit gebid in tye van hongersnood, in tye van siekte, in tye van ek wil die Here se stem hoor. So hulle het 'n gebed vir alles gehad. En hulle het oral gebid. Hulle het privaat gebid, hulle het in die publiek gebid, hulle het oral gebid, altyd. So, en as jy ouderdom 5 geslaan het, dan het jy die eerste 5 boeke van die Bybel al uit jou kop uitgeken, die Pentateeg. 12 het jy die hele Ou Testament geken, want dis al skool wat hulle gehad het. Jesus se disippels was Jode, dis hoe hulle groot geword het, en daarna het hulle in die familiebesigheid ingegaan en gaan visvang. En toe gaan Jesus en hy kies hulle. En hulle word leerders van Jesus. En hulle luister as hy praat, en hulle kyk as hy doen. En hulle kom agter, hy bid anders as wat ons geleer is. Ons ken nie hierdie nie. Dat hulle vir hom vra in Lukas 11 vers 1 tot 4, Here, leer ons bid. As Jesus ons wou leer bid, dan beteken dit ons het onderrig nodig in hierdie geval.
En al waar my en jou blootstelling aan gebed baie keer vandaan kom, is juis wat ons gesien het en gehoor het. Is nie noodwendig wat ons self gaan opswat het en die antwoorde gaan soek het van hoe werk gebed nie. Dis baie keer wat ons aan blootgestel was. Dis die karakters van al die ouens wat ons gesien bid het, wat op ons afgesmeer het. En dis hoekom ons vandag bid. Dis hoekom baie mense vandag dink, bid gaan oor iets wat jy doen wanneer jy in die moeilikheid kom. Baie mense vandag dink bid gaan oor ek wat my afhanklikheid van die Here moet verklaar. En dis al waar dit gaan. Dis gebed. So ons verstaan nie altyd al die termes rondom gebed nie. Ons verstaan dit nie. So kom ons val weg en ons kyk wat leer Jesus ons vanoggend oor gebed. Net 4 verse. Ons gaan volgende week aangaan spesifiek wat het ons in die Onse Vader geleer. So moet dit ook nie mis nie. Matteus 6 vers 5. Hy sê verder as net gee. So waar ons laasweek gepraat het. Wanneer jy bid, Jesus neem net aan ons bid. Daar staan nie jy moet bid nie, daar staan wanneer jy bid. Dis 'n gewoonte van elke ou wat gered is. Dis so goed soos om te sê, wanneer jy getroud is, wanneer jy by jou vrou kuier, wanneer jy by jou man kuier, wat ek hopelik gebeur in jou huwelik. Want ek hoop nie iemand moet vir jou sê jy moet dit doen nie. Dis 'n verhouding. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die skynheiliges wees nie. Die mense, ons het laasweek hieroor gepraat, skynheiliges kom van die woord hypocritus af, wat goeie akteur beteken, voorgee wat jy nie is nie. Moenie soos hulle wees nie, nou hoe's hulle? Hierdie gebede waarvan Jesus hierso praat, is selfgesentreerde gebede, is wanneer ek op myself gefokus is, wanneer ek in gebed ingaan. Moenie soos hulle wees nie, hulle hou daarvan om in die sinagoges en die straathoeke te staan en bid, sodat mense hulle kan sien. Die sinagoges van daai tyd was soos vandag, is min of meer soos vandag, soos wat hierdie sou mense nou tipiese sinagoge genoem het, as jy Israeliete nou hier ingestap het, nog voor Jesus op die aarde was, en so hulle gesê, hierdie is 'n sinagoge. Hy sou net nou nie 'n dak gehad het nie, het sou meer soos 'n amfitheater ding gewees het, en op die Sabbatdag, sou almal soontoe gegaan het, en een of ander skrifgeleerde of 'n fariseer sou 'n boekrol of 'n kliptafel gevat het, en het voorgelees het, die wet voorgehou het, en dan het geïnterpreteer het en verduidelik het wat daar staan, en hulle sou dalk saam gebid het, en die publiek sou hulle definitief gebid het, hierdie ouens, en hulle sou dan ook dalk 'n liedjie of 2 gesing het, of wat ook al. Tipies soos wat ons vandag doen. Dit sou tipiese sinagoge gewees het. So, wat jy nie moet hoor vanoggend nie, is, daar's niks fout met publieke gebed nie. Dis nie die punt wat Jesus hier maak nie. Hy praat van die intensie agter gebed. So, Jesus self het in die publiek gebid. Dis soos sy disippels geweet het, hy bid anders as hulle. Dis hoekom hulle hom gevra het, leer ons bid, want ons daagter kom, ons weet nie hoe nie. Was niks fout met publieke gebed nie. So moenie, pas op nou, dat jy nou nie te wetties of te swart en wit hier so vanoggend raak nie. Dis nie wat Jesus se punt is nie. Hy sê, dit gaan oor die motief agter jou gebed. En in hierdie geval, is dit selfgesentreerdheid. Of hulle het op die straathoeke gestaan en bid. Nou, laasweek het ons gesien, jy gee, en dan wat die Fariseërs skrifgeleerde, hulle het in die nou straatjies, in die steegies waar die arme mense gesit het hulle geld so gewaai, en dan het hulle dit vir die mense gegee, sodat hulle gesien kon word. Hierso staan hulle op die besigste interseksies, die straathoeke, waar al die massas mense verby beweeg, en hulle bid, en hulle hele intensie met gebed is. Check hoe oulik is ek. Kyk hoe oulik is ek. Kyk hoe heilig is ek. Dis selfgesentreerde gebede. Dit kan in die publiek gebeur, en dit kan persoonlik privaat gebeur, wanneer jy jou oë toemaak om te bid. Jy luister net bietjie na jouself as jy bid. Here, gee my, seën my, beskerm my, wees altyd by my. Selfgesentreerde gebede. Dit gaan net oor my, hy is net daar, sodat ek kan kry wat ek wil hê, wanneer ek dit wil hê. En nou soek ek mense se aansien, in hierdie geval. Ons noem dit selfgesentreerde gebede. Jesus begin ons leer bid, deur vir ons te sê wat ons nie moet doen nie. Dit gaan nie oor jou nie. Dit het nog nooit nie. Dit sal ook nooit nie. Hy is die skepper van hemel en aarde. Dit gaan oor hom en sy heerlikheid. Dis nie jy na God toe gaan nie. Hy verwerp hierdie manier van bid. Moenie dit doen nie.
Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Wat is hulle beloning? Woe, jy's heilig. Jy's so briljant. In die tussentyd is dit wat jy wou gehad het. Jy sal kry wat jy wil hê. Jy sal geprys word vir wat jy wil hê. Jou selfgesentreerde gebede verwerp die Here. Dit beteken vir hom niks nie. Dan gaan Jesus aan, hy sê nee, wanneer jy bid, weer eens, wanneer jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Met ander woorde, Jesus is besig vir ons te sê, gebed is vir my en jou gegee om 'n persoonlike, intieme plek te wees, waar kommunikasie tussen jou en hom gebeur. Jy kan, Jesus haal hier spesifiek die Fariseërs en skrifgeleerdes uit, maar dit beteken nie alle Jode wat in die strate staan en bid, tot vandag toe nog in Jerusalem, doen dit verkeerd nie. Jy kan jou kop net daar staan in 'n sak in die straat en 'n persoonlike oomblik tussen jou en die Here hê. Ons het dit vanoggend gedoen toe ons hier gestaan en sing het. Jy kon 'n persoonlike belewenis vanoggend met die Here gehad het, net omdat jy hom besing het en sy lof besing het, en elke liewe woord wat by jou mond uitgevlieg het, het jy bedoel. En jy het 'n ervaring van die Here gehad vanoggend in jou lewe. Dit gaan oor die gesindheid. Waarmee is ek besig wanneer ek bid? Hoekom bid ek? Wat is my agenda met gebed? Doen ek wel gebed soos wat die Here dit gegee het om te wees? Dis 'n vraag wat ons onsself moet vra. Jy moet vanoggend vir jouself vra, bid jy ooit? Ga na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie ken nie, wat jy nie kan sien nie. Begin met hom praat. En dis so mooi, hy is jou Vader. Wat beteken? Hy is in beheer. Hy weet klaar alles. Jy gaan hom nie leer nie. Praat net met hom. Dis 'n plek waar jy jou hart oopmaak, waar jy al jou frustrasies deel, waar jy al die goeie nuus deel. As jy jou psalms vat, en jy lees net jou psalms deur, wat Dawid is, dan vang Dawid al die emosie van die mens op in die boek psalms. Van frustrasie tot haat, tot blydskap, tot vrede, tot vertroue. Hy vang alles op in die boek van psalms. En dis sy gebedslewe. Dis hoe hy sy hart persoonlik teenoor die Here oopgemaak het. Tyd gemaak het. En net met die Here gepraat het, want hulle twee is in 'n verhouding gewees. Kan ons sê, ons doen dieselfde? Hy sal jou beloon. Dit wat verborge is, sal hy jou beloon. Daai verhouding wat jy met hom het, wat jy weet in jou hart bestaan, hy sal jou beloon. Waarmee gaan hy jou beloon? Hy gaan jou beloon met sy teenwoordigheid. Hy gaan jou beloon met sy karakter wat hy in jou gaan bou. Want wanneer jy na hom toe kom in gebed, gaan jy vir hom vertel wie hy is in jou lewe en hoe belangrik hy is. Wanneer jy na hom toe kom in gebed, gaan jy jou hart ooptrek en vir hom sê, Here, hier's wie ek is. Dis wat ek beleef. Dis waardeur ek gaan. U is my enigste hoop. My lewe moet U verheerlik. Leer my, wys my. Dis wat jy gaan doen in gebed. En jou beloning sal wees God wat homself in jou openbaar. Dis wat Jesus sê, dis 'n persoonlike, betekenisvolle verhouding, want God is persoonlik. Hy wil jou ken. Hy het 'n begeerte in jou hart gesit dat jy hom persoonlik wil ken. Dis wat jy doen in gebed. Hy sê, wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. So hier praat hy van 'n ander kategorie van gebed. Ons noem dit sistemiese gebed of resepgedrewe gebed. En ons doen dit verskriklik baie. Dis daai gebed wat jy vinnig aframmel, want ons moet bid voor ons eet. Dankie Here vir die lekker kos hier nou wat voorberei het. Amen. Dankie Here vir nog 'n lekker dag. Vergewe my vir my sondes. Amen. Dis daai rempie, jy ryg hom net elke dag uit. En baie keer dan sal ek lank aanhou en lank bid, want dit bewys hoe ernstig ek is, en dan kan ek die Here sy arm draai, totdat hy vir my gee wat ek wil hê. Hy verander nooit nie. Hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hy gaan nie ewe skielik, omdat jy opdaag, nou, sy manier van dink verander vir jou nie. Hy gaan doen
wat hy wil doen, volgens sy plan. Hy sal alles ten goeie laat meewerk. Die beste ding vir jou om te doen is om te vertrou. Hy sê, moenie soos die heidene is goddelose mense. Dis soos die ouens met Baal, die Baal-profete en Elia, en hulle wil nou bewys, wat se God leef. Hierdie Baal-profete het vir 2 ure lank net hulle Baal se God, se naam oor en oor en oor gesê, want hulle bid nou vuur uit die hemel uit om 'n altaar te verteer. En Elia kom staan daar en hy sê, Here, en tot die klippe van die altaar brand uit, saam met al die Baal-profete. Nou, ons gaan die Here inlig. Is jy een van daai ouens wat dink, die Here moet weet hiervan, ek gaan hom moet sê. Asof hy nie alles klaar weet nie. Asof hy nie weet nie, en asof hy nie sien nie. So ons gebruik baie woorde, of ons kom met ons resepie, en ons volg het ons resepie. Dis hierdie ding wat ons net doen uit gewoonte uit, ons sê dit net, want dit moet gesê word, is die regte ding om te doen, maar ek voel nie eintlik iets in die oomblik nie, en dis net maniere. Ons doen baie keer gebed soos maniere, want dit is die regte ding om te doen. En wat die Here wil hê is 'n persoonlike verhouding. Hy soek jou hart. Hy wil weet waar is jy en wat maak jy? Dink net gou hier aan, hè? Die Here stuur vir jou WhatsApp. Hoe klink vanaand 7:00 ek en jy in jou kamer? En jy stap in. En jy sien hom. En hier val jy weg. Here, vergewe my vir my sondes wat ek elke dag doen. Is dit alleen uit die genade. Amen. Is dit wat jy gaan doen? Of jy val net weg met die Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig. Daar's niks fout met die Onse Vader, ons gaan volgende week oor hom praat. Maar jy val net weg met jou rympie. Of Here, as jy net regtig weet, waar gaan ek jou net gou vertel wat het regtig gebeur? Dis baie keer ons gebedslewe aanpak. Hy maak 'n afspraak. En al wat ons doen is, ons is besig met jouselfde resepie, ons is besig met jouselfde woorde wat ons altyd en elke dag sê, en ons dink nie eers nie. Ons is nie daar in al ons nederigheid, eerlik, breek ons net ons harte voor hom oop nie. Maar dis wat hy wil hê. Weet jy, wat ons hier vanoggend lees, is presies wat met Jesus gebeur het. Die oomblik toe hy tyd alleen maak, vir sy Vader. Net voor sy aardse bediening begin het, toe sy in 'n woestyn in. Toe gaan sonder hy homself af. Wat gebeur toe hy in daai plek kom? Toe word hy versoek. Toe daag die duiwel op. Hy is besig om tyd te spandeer saam met die Here. Toe word hy versoek. Ons sit vanoggend in hierdie plek. Jy's hier want ek gaan vanoggend die Here verheerlik, maar in jou kop is jy by die werk. Jy word versoek om te dink waaraan jy nou wil dink en waarmee jy nou wil besig wees. Dit gebeur wanneer jy jou binnekamer se deur ook toetrek. Dis wat Jesus hiervan praat. En ons raak selfgesentreerd in die oomblik wat nou eintlik veronderstel is om 'n verhouding met die Here te wees. Dit kan hier gebeur, dit gebeur by die huis. Ons dink nee, die duiwel is daar in die klub. Hy is net daar waar almal besig is om nie te doen wat hulle nie moet doen nie. Sonde gebeur nie daar. In die tussentyd word ons versoek in die oomblik wanneer ons veronderstel is om met die Here in 'n verhouding te wees, of in die oomblik wat ons met die Here tyd spandeer. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik, sê Jesus. Dis totaal onpersoonlik. Dis 'n rympie wat niks meer beteken nie. As ek het 'n rympie in my huis. As ons sit om te bid, ek bedoel elke keer, elke woord. Dankie Here vir die lekker mense en die lekker kos. Amen. Die ander rympies wat ek gehad het ek by die deur uitgegooi, want hulle het net nie vir my langer sin gemaak nie. Dink ons voor ons bid, dink ons voor ons met die Here praat. Is ons regtig genoop en gedryf om my hart voor hom oop te maak in alle eerlikheid en opregtheid en nederigheid en net vir hom te sê wie hy is en met hom te gesels oor alles wat in ons binnekant aangaan. Is dit hoekom ons bid? Moet dan nie soos hulle maak nie. Want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle dit van hom vra. Psalm 139 skryf Dawid,
daar is nog nie 'n woord op my tong nie, vers 4. Of u Here weet wat dit gaan wees. Van enige een van julle hier, wat dink jy gaan in gebed in om vir die Here die situasie van Suid-Afrika te verduidelik? Ek het nuus vir jou. Hy het geweet, voor jy gebore is, hoe dit vandag gaan. As jy dink jy moet na hom toe gaan en vir hom verduidelik hoe gaan dit in jou lewe, want jy het nodig dat hy moet inspring en nou iets daaraan doen, want hy weet duidelik nie en dis hoekom dit so sleg met jou gaan. Ek het vir jou nuus, hy weet hoe gaan dit met jou. Dis nie hoekom jy bid nie. Dis nie die doel van gebed nie. Ons gaan volgende week sien, nou gaan ons baie prakties raak oor hoe Jesus ons geleer het om te bid. Dis glad nie die doel van gebed nie. Hoekom bid ons? Ons bid want dit verander ons. Ons bid want dit verander ons. Ons bid want dit kweek 'n karakter van goddelikheid. Dit leer ons wie's God. Dit verander ons soos ek kies om my tyd saam met allerlei verskillende mense te spandeer en dit het outomatiese effek op my karakter. Kies ek om tyd saam met hom te spandeer, want dit gaan my verander. Dit gaan my denke verander. Dit gaan my manier van my perspektief van God verander. Dit gaan my in 'n persoonlike verhouding met hom bring sodat ek dit nie eens meer kan ignoreer nie. Dat dit onmoontlik is om God te ontken of weg te stap van hom af. Dit bou my vertroue in die Here. Hy het nie die gebed so nodig soos wat ek dit nodig het nie. Hy het dit vir my en jou gegee om ons te help. Dis tot jou voordeel. Dit verander ons. Dis hoekom ons bid. Wat leer ons by Jesus vanoggend? Nommer 1. Hy is oplettend en persoonlik en ek gaan vanoggend so 'n bietjie meer sê as net wat leer ons by Jesus. Ek gaan nou vir julle sê hoekom bid ons en hoe om te bid, net wat ons uit hierdie 4 verse uitleer. 5 verse. Wat leer ons by Jesus? Hy is oplettend en persoonlik. Hy weet hoekom jy bid. Dus as jy dit ignoreer, dan is jy die een met die eier in die gesig. Jy moet ten minste so eerlik met jouself wees om vir jouself te vra, hoekom bid ek en bid ek ooit? Hy is oplettend, hy weet wat aangaan. Jy steek niks vir hom weg nie. Jy steek er ook vir jouself weg, maar jy kan nie vir hom wegsteek nie. Hy is oplettend en hy is persoonlik. En hy soek 'n persoonlike koneksiepunt met jou en my. Elke dag van ons lewe. Elke oomblik van ons lewe. Soek hy 'n persoonlike oomblik saam met my en jou. Nommer 2, hy weet wat ons nodig het. Hy weet beter as jy wat jy nodig het. Hy weet beter as jy wie jy is. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken. So om na hom toe te kom in volle vertroue dat hy sal doen wat hy weet is reg, is die beste manier om na hom toe te kom. En dis ook die enigste manier. Jy gaan hom nie inlig nie. Nommer 3, hy verwerp skynheilige en onpersoonlike resepgebede, wat die hele tyd nag en nag, ons het ons geleer, as ek lank genoeg aan my ma se rokspan trek en ek nag lank genoeg, dan gaan ek daai sweet kry. So nou doen ons dit met die Here. Klop. As 'n ou aanhou brood vra, dan gee ons nou nie van 'n klip gee nie. Ons hou daarvan om soontoe te gaan met gebed ook. En te sê, maar dis hoekom ons moet bid. Ons moet aanhou pleit en pleit en pleit en pleit. Wat 'n verhouding het jy met die Here? As dit is hoe jou verhouding met hom is. As jy hom nie smeek nie, gee hy vir jou niks nie. Wat se tipe God is dit? Dis nie die God wat ons aanbid nie. Dis hoekom hy vir jou gebed gegee het nie. Nommer 4, hy reageer op persoonlike privaat gebeure. Dis 'n oomblik, dis 'n intieme oomblik waar jy geken word, waar jy liefgehê word, waar jy geaanvaar word, waar jy geleer word, waar jy sy teenwoordigheid beleef. Dis 'n persoonlike belewenis saam met die Here. Dis 'n intieme oomblik. En ons kan dit die heeltyd elke dag hê. So naby kan ons aan die Here leef, want dit is wat gebed vir my en jou doen. Dis die beloning in gebed wat dit vir my en jou doen. Hy verander nie. Ek kan dit nie hard genoeg vanoggend sê nie. Hy kan nie verander nie. Hy's God. Hy's alwetend, hy's almagtig, hy's alomteenwoordig. Hy's altyd in beheer. Hy's soewerein met ander woorde. En jou gebed gaan niks daaraan verander nie. Dis nie hoekom ons bid nie. Was nog nooit hoekom ons bid nie. Gebed is vir my en jou om in lyn te kom met wie God is. Dis om ons te verander, om meer soos sy seun te lyk. En uit te roep na ons Vader toe, met alles in ons hart, want ons ken net ten dele en weet net ten dele. En ons het nodig om op die bladsy te kom. En dis wat gebed vir my en jou doen.
So wat is gebed? Net uit hierdie 5 verse uit het ek net hierdie 2 opsommings. 'n Gebed is om my hart oop te maak. En ek dink julle kry die punt in dit. Dis om voor die Here te kom staan kwesbaar en met eerlikheid, sonder 'n agenda, sonder 'n rympie. Hier's ek, Here. Hier's ek. En net te begin praat. Jy moet hom te deel. Wat ek weet wie hy is. En vir hom te sê, Here, ek vertrou U met alles in my. Nommer 2, gebed is persoonlike gemeenskap. Dis waar ek aanvaarding beleef, dis waar ek liefde beleef, dis waar ek net, soos die psalmdigter gesê het, net is, net kan wees. Dis 'n plek waar ek vrede beleef, en vreugde beleef, sekuriteit beleef. Dis wat gebed is. Hoe bid ek? Bid met 'n suiwer motief om God te ken en te verheerlik. Moenie opdaag met 'n agenda nie. En regtig, gee aandag aan daai begeerte wat hy in jou hart gesit het toe hy jou nuut gemaak het met 'n begeerte vir hom, toe hy jou gered het met ander woorde, toe hy jou weer laat gebore word het met 'n begeerte vir hom. Gee net aandag aan daai suiwer soeke na God. En sê vir hom hoe heerlik hy is en hoe briljant hy is dat hy jou gered het. Nommer 2, kom afgesonder met 'n nederige hart. Afgesonder beteken maak die tyd. Maak die tyd. Koop dit uit. Ouens, hier's niemand van ons wat vanoggend gaan stry met die idee dat intimiteit kom as gevolg van tyd spandeer nie. Jy kan nie 'n suksesvolle huwelik in jou lewe hê of 'n suksesvolle verhouding met jou kinders hê of selfs met jou vriende, as daar nie iewers tyd is wat ons spandeer en uitvind hoe gaan dit in mekaar se lewe en opreg eerlik met mekaar praat nie. En wanneer jy by die Here opdaag en hy's daar en jy's daar, dan dink jy voor jy praat. Jou woorde het warmte en liefde. Dis nie 'n rympie wat jy opsê nie. Kom afgesonder met nederigheid in jou hart, dat hy is in beheer, hy is jou vader, jy is nie die pa nie, jy is nie die alwetende een nie, hy is die een wat weet. Nommer 3, kom vol vertroue na hom toe. Vol vertroue dat hy oor alles in beheer is. Vol vertroue dat hy alles weet. En laastens, sê vir hom wie hy is en wie jy is. Hierdie is groot en hy is almagtig, hy is altyd in beheer, hy is alomteenwoordig. Hy is die God van die heelal, hy weet presies wat besig is om te gebeur, elke liewe dag en minuut van die wêreld. Elke dag. Here, ek kan nie genoeg prys en ek kan nie genoeg loof nie. Want as dit nie vir U was, het ek nie lewe gehad nie. Here, ek is gered uit genade. En elke dag van my lewe het ek nog genade nodig. Heilige Gees, ek het U krag nodig om my te lei en my wysheid en insig te gee, om te doen wat U wil hê ek moet doen. Here, ek is iemand wat leiding nodig het. Ek is iemand wat nodig het om te leer. Leer my. So dis hoe ons na die Here toe gaan in gebed. Jy mag dalk agterkom dat jou hoogmoedige karakter mag op sy neus kyk as jy regtig 'n goeie gebedslewe met die Here het. Jy mag dalk agterkom dat jou hoogmoed heeltemal verdwyn uiteindelik. Dat jy so baie van jouself dink. Wanneer jy regtig konstant in gebed leef. Want dis wat gebed doen. Dit maak minder van ons en meer van God. Ek wil vir julle afsluit deur vir julle 'n gebed te lees van die psalmdigter. Net wat hy geskryf het in sy persoonlike tyd saam met die Here. Een van my gunstelinge. Psalm 139. U omsluit my van alle kante, Here. U sien dwars deur my. U ken my. Luister hoe verduidelik hy wie's God. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar's nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Die wete oorweldig my, dis te hoog vir my begrip. Kan jy dink, waar was Dawid se lewe saam met die Here?
Waarheen sou ek gaan om die Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is hy daar? Gaan lê ek in die doderyk, is hy ook daar? Vlieg ek na die ooste of woon ek in die verre weste? Ook daar lei u hand my. Hou u regterhand my vas. Ek kan nie ontsnap nie. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek. Of die lig rondom my om 'n nag te verander, maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie. Die nag is so lig soos dag. Duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my in mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. U is die skepper, ek is die skepsel. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir u verborgen toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. Jy het al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. Wat 'n gebedssessie. Ek bedoel, hoe het hy daar opgestaan toe hy dit klaar gedoen het? Hoe het hy daar uitbeweeg? Wat was in sy kop? Hoe het hy gedink daarna? As hy in sy hemelse Vader gedink het. Want dis die doel van gebed. Kom ons bid saam. As hemelse Vader, ons gee al die eer. Wat sal ons maak sonder u? Waar sal ons gaan? Here, ek wil namens ons almal hier kom staan met 'n opregte, nederige hart en sê, u is die koning van die konings, die Here van die leerskare, die lelie in ons dal. Ons kan nie sonder u leef nie. Here, mag hierdie verhouding wat ons met u het, so persoonlik wees, dat dit ons ewige sekuriteit sal wees, elke dag van ons lewe. Dat ons die vrede sal beleef, dat ons verandering sal sien plaasvind en ons karakter gevorm sal word, om te lyk soos wat u is, en te sê wat u sê en te doen wat u doen. Here, ek wil bid vir elke ou vanoggend hier, dat u hom sal help, en hulle sal lei deur die Gees, om 'n intieme gebedslewe met u te hê, soos wat u dit bedoel het om te wees. Dat ons ook soos Dawid sal kan bid, Here. Ons gee al die eer. Ons kan nie genoeg van u kry nie. Ons loof en ons prys in die naam van Jesus. Amen.